Goeienaand geliefdes, kom ons staan en dan sing ons hierdie gesang 222. Hy gaan hier op die bord wees, verse 1 en 3, kom ons staan. Ek kan maar net so staan weer vir die fotum asseblief, kom ons staan almal. Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing gesang 219. Daar sing ons die eerste en die tweede vers.
Geliefdes, ons luister uit die woord van die Here, so uit twee gedeeltes vanaand daaruit. Lukas 24, die laaste paar verse daarvan, Lukas 24, en dan blaai daar na Romeine toe, Romeine 8, daarvan vers 31. Eers Lukas 24, daarvan vers 50, en dan Romeine 8, daarvan vers 31. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God almagtig, U wat vir ons hier bring, dit alles deur U genade, deur die kragtige werk van die Gees. Ja, Here, hoe sal ons ooit hierdie dag vergeet? En daarom is ons as gemeente hier saam vanaand om die hemelvaart van ons Here Jesus Christus te kom gedenk. Sy troonbestuiging te vier. En daarom, Here, ons harte loop oor van vreugde. Ons harte loop oor van soveel dankbaarheid. U wat werklik vir ons omgee. En Here, daar so baie mense in ons dag, hier in ons land, in die wêreld, wat maar vergeet het van hierdie dag. Vergeet het van so baie belangrike dag. Want Here, ook dit deel van die wonderlike raadsplan. Die plan van verlossing. En dankie dat U vir ons die geloof gee in die hart om ook hieraan vas te hou. Om hierdie dag so ook in ons harte te bære. En dit te onthou. En gee Here dat ons dit so ook van geslag tot geslag sal oordra. Dat ons kinders en hulle kinders dit ook sal weet. En ook hierdie dag sal gedenk en sal vier. En Here, U bring vir ons hier soos wat U ook destyds U gemeentetjie bymekaar gebring. En daar waar ons sou kan kom in gebed, om ook so na U woord te luister, om U te aanbid. Wat 'n wonderlike genade voorreg. En so vra ons Here dat U ook vanaand met elkeen hier, waar jy 'n ontmoeting met elkeen het, dat U deur die Gees en woord ook in elke hart sal wees vanaand. Dat U kragtig sal werk en hierdie boodskap ook in ons harte vasmaak. Wees ons genadig, Here, ons smeek dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, daaruit Lukas 24 van vers 50. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Dan as jy asseblief saam met my blaai, daar na Romeine 8 toe. Ek ken hierdie gedeelte baie goed, wat ook bekend staan as die oorwinningslied.
Wat sal ons dan van hierdie dinge sê as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede, of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Tot sover. My broer en suster, ons teksvers hier is daardie vers 34 in aansluiting by vers 37. Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En dan natuurlik om weer die woorde te hoor, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Net hier uit die Heidelbergse Katekismus. Belangrik as hy hier praat oor die hemelvaart. Vraag en antwoord 47. Is Christus dan nie by ons tot aan die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Hy is dan nou weg hemel toe. Wat word van sy belofte? Dan kom die antwoord, Christus is waaragtige mens en waaragtige God. Na sy menslike natuur is hy nie meer op aarde nie, maar na sy godheid, majesteit, genade en gees, wyk hy nooit meer van ons nie. Hoe wonderlik om dit te hoor. En dan in vraag en antwoord 49, baie mense wat nou maar die hemelvaart onbelangrik skat, dit eintlik maar vergeet het, en dan hoor ons hier, dis so belangrik. Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons, vir my en jou? Ten eerste, dat hy in die hemel voor die aangesig van sy Vader ons voorspraak is. Ten tweede, dat ons vlees in die hemel as 'n gewisse pand het, dat hy as die hoof ons, sy lede, ook tot hom sal neem. Wat 'n wonderlike versekering. Ten derde, dat hy ons sy gees as 'n teenpand stuur, deur wie se krag ons soek wat daar bo is, waar Christus is, en sit aan die regterhand van God, en nie wat op die aarde is nie. Dit maar net so die Heidelbergse Katekismus. My broer en suster, soos ons gepraat het, so in 'n reeksie oor die verskynings, natuurlik hierdie die laaste verskyning van Jesus Christus, presies 40 dae na sy opstanding. Eers verskyn hy hier aan die gemeentetjie van so plus minus 120 lidmate. En hulle moes maar seker iets te wagte gewees het. Mens kan dink dat Jesus dalk tydens sy vorige verskyning dalk iets hiervan
laat deurskemer het. Maar vroeg daardie oggend is hierdie gemeentetjie daar by mekaar en Jesus verskyn in hulle midde. Waarskynlik, en daaroor hoef ons nie eers te twyfel nie, baie opgewonde. Opgewonde dat Jesus Christus wat opgestaan het, hulle uit die vyand se hande gaan red. Dat Jesus Christus weer vir hulle gaan oprig as 'n volk. Weer sal oprig eintlik tot ongekende glorie. Maar die waarheid was eintlik daar vir Jerusalem, dat daar vir Jerusalem baie donker dae gewag het. En hierdie waarheid het Jesus al daar die Dinsdag voor die kruisiging, het hy dit daar in Matteus 24, het hy dit te kenne gegee, daar weer by die Olyfberg. Maar wat hierdie gemeentetjie op hierdie stadium nie besef het nie, dat daar op hierdie dag iets baie groot, iets eindeloos groter sou gebeur as wat hulle nie eens kon voorstel. Natuurlik Jesus Christus se hemelvaart. Dit alles volgens die almagtige Vader se soewereine wil, sy ewige alwyse raadsplan. 'n Raadsplan waar alles nie volmaak aan mense bekend is nie, maar die Here gee vir ons genoeg inligting deur sy woord, natuurlik deur die kragtige werk van sy Gees, genoeg, en is baie duidelik dat ek en jy tot verlossing kan kom. Hierdie raadsplan, soos ons ook aflei daar in Handelinge 1 vers 7, en hy antwoord hulle, dis vir sy disippels daar voor sy hemelvaart, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Die weë van die Here en sy oordeele ondeurgrondelik, onnaspeurlik. En baie vroeg daar die oggend nog voor die stadslewe eintlik ontwaak het, dan neem Jesus Christus hierdie 11 disippels van hom weg van hierdie samekoms en hy lei hulle uit daar na die hoogste punt van die Olyfberg. Daar waar hy van hierdie disippels afskeid sou neem, voor hulle oë, hulle kon dit sien, waarneem, daar waar hy in die hemel opvaar. 'n Gebeurtenis, my broer en suster, wat ek en jy maar net kan dink wat aan hierdie disippels wat dit aanskou het, se harte geruk het. Handelinge 1 vers 10 vertel vir ons hoe stip hulle na daardie hemel gekyk het, daardie wolkie waarmee Jesus Christus weggevoer is. So stip, met ander woorde, hulle wou hom nie uit die oog verloor nie. Dophou tot waar hulle hom nie meer sien nie, solank as moontlik sien, totdat hy maar eintlik net 'n ou stippeltjie was, daar verdwyn het. Maar stel jou vanaand in daardie voete van die skoene van hierdie disippels wat daar gestaan het en dit aanskou het. Stel jou voor wat in hierdie manne wat so lank saam met Jesus geloop het, sy gedagtes omgegaan het. Maar dadelik, en dis so wonderlik, die vertroosting deur die 2 engele, as 'n mens daar in Handelinge 1 vers 11 gaan lees, daar die bemoediging, hierdie Jesus wat julle so sien, weggaan hemel toe, hierdie Jesus kom weer. My broer en suster, dis ook my en jou bemoediging, dis ons vertroosting, dis ons krag in hierdie lewe. Soos hy daar in die hemel weggevoer is, so sal Jesus Christus weer op die wolke kom, as 'n mens daar in Openbaring 1 vers 7 gaan lees. Kyk, hy kom in die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen.
En hoe wonderlik hierdie gebeurtenis, hierdie aangrypende gebeurtenis wat hier plaasgevind het, trek hierdie disippels saam, bring hulle saam om eendragtig daar in gebed en smeking te volhard. In Christus se belofte dat hulle later krag sou ontvang van die Heilige Gees, met die uitstorting van die Heilige Gees. Dit gebeur, dit word werklikheid later. Die Here Jesus wat by sy woord hou, en dan as die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort word, dan gaan hierdie disippels in krag, hierdie apostels gaan in krag uit. Ons sien vir Petrus, wat openhartig kan gaan getuig in die werk van die Heilige Gees, wat uiteindelik lei tot 3000 bekeerlinge daar in hierdie gemeente in Jerusalem. Wonderbaarlik, hemelvaart, wat 'n wonderlike, aangrypende gebeurtenis, my broer en suster, in die heilsgeskiedenis van die kerk. Wat 'n wonderbaarlike gebeurtenis in die lewe, in die hart van elke gelowige. Die seun van God, die oorwinnaar oor die sonde, die oorwinnaar oor die bose, die oorwinnaar oor die dood, het in heerlikheid opgevaar. Hy's verhoog om sy ereplek daar aan die regterhand van God die Vader in te neem. En hoe wonderlik om te weet, hy het vir ons plek gaan berei, vir my en jou, uitverkore kind van hom, plek in die Vaderhuis gaan berei. En daar in die Vaderhuis, dan tree hy vir my en jou in. En daarom, hy is ons koning. En voor sy hemelvaart het ons dit baie duidelik gehoor, triomfantlik verklaar hy eers daar in Matteus 28 vers 18, het hy dit baie duidelik gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dan in hierdie oorwinning kon hy gaan en hy beveel daar in vers 19 van Matteus 28, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. En dan weer kon hy verklaar, hoe wonderlik, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. My broer en suster, wat beteken dit alles vir ons? Ons hoor vanaand al hierdie dinge. Ons het nie nodig om bang en skaam te wees. Die kerk van Jesus Christus is 'n kerk wat deur die Heilige Gees met moed en krag en oortuiging kan aangaan. Met durf, ek en jy kan met durf en moed ook in hierdie lewe aangaan. Ons het nie nodig om skaam en bang te wees nie. Romeine 8 vers 37. En uit hierdie oorwinnerskrag wat ek en jy kan optree, wat ek en jy werklik ons Christenskap gaan uitleef. As Paulus sê, Romeine 8 vers 37, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Hy is ons ewige koning, wat met sy wederkoms weer, met al die bose magte sal afreken. Hy sal hulle uitwis. En dan sal almal, moontlik vir sommige dalk te laat, die knie voor hom buig. En almal sal bely, dat hy, Jesus Christus, die Here is tot heerlikheid van God, die Vader. En daarom my broer en suster, ek en jy leef met 'n hoopvolle toekomsverwagting van 'n ewige hemelse heerlikheid, die dag as ons laaste asem uitblaas.
Maar ek en jy leef ook met 'n wonderlike, 'n hoopvolle toekomsverwagting met die wete, as Jesus Christus weer na hierdie aarde kom, dat ons verheerlik sal word. En nou praat ek van toekomsverwagting. Maar wat van nou? Wat van my alledaagse lewe, my elke dag se lewe? Ook dit beteken vir my dat ek hierdie lewe elke dag in die krag van Jesus Christus kan aanvat en daarmee aangaan. In Johannes 1 vers 12. Luister mooi. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Hoor jy dit? Het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Dit is nie net kinders deur die wedergeboorte en bekering, nie net dit te word nie, ja, maar volhardend in geloof te leef. En daarom die Heilige Gees wat gedurig in my en jou oor en ook in ons harte dit influister, ons hoor dit. Daardie woorde van Paulus, Filippense 4 vers 13, as hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. My broer en suster, en kom ons wees nou maar eerlik. Ons voel op baie maniere, baie dae met baie gebeurtenisse, maar eintlik soos verloorders. Ons voel net, maar ek kan nie wen nie. Alles wat gebeur, dalk siekte, dalk finansiële laste. Ek kom net nie voor nie. Ek is besig om te verloor. Daar is so baie dinge wat vir my en jou werklik moedeloos kan maak. Ons hoor in ons dag soveel mense wat negatief is, negatiewe praatjies is, groot bekommernisse het, vrees het. Paulus praat hier juis in daardie tyd ook van al hierdie dinge, as hy daar in Romeine 8 vir ons sê. Hy noem al hierdie goed, verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, owerhede, magte, teenwoordige, toekomende dinge. Al hierdie dinge wat vrees en skade inboesem. Maar dan, die grootste, die enigste troos vir die gelowige, Jesus Christus. Jesus Christus, Romeine 8 vers 39, niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Baie Christene het dikwels verdrukking gelei, benoudheid gelei, vervolging. En hulle het gevoel, hulle kan enige oomblik gevang word, enige oomblik gemartel word, gedood word. En dis hoekom hier my broer en suster nie verniet staan, Romeine 8:36, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Dis hoe hierdie mense op daardie stadium die lewe beleef het, die gevare beleef het. En baie van ons voel in ons dag ook so, die meeste van ons voel in ons dag so, voel in hierdie land waar ek en jy woon baie keer so. Voel ons is uitgelewer op baie maniere. Uitgelewer aan bedrog, uitgelewer aan berowing, korrupsie, diefstal, moorde. En tog sê Paulus, en ons hoor ook hierdie woorde, dit wat hy vir daardie mense destyds vertel het, wat hierdie benoudheid ervaar het, ons is meer as oorwinnaars. Nie in onsself, nie deur onsself nie, maar in Jesus Christus. Sy oorwinning is ons oorwinning.
En daarom kan Paulus ook sê daar in 2 Timoteus 4 vers 8. Wonderlik as hy dit kan sê, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, hoor jy dit? Nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Jesus Christus is verneder deur 'n doringkroon te dra. My broer en suster, dink maar daaraan, sodat ek en jy die kroon van oorwinning, die laurierkrans verkry. Filippense 2 vers 7, baie duidelik uit homself verneder deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. En daarom het God die Vader hom verhoog tot die hemeltroon. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike woord. Dankie vir hierdie gedeeltes wat vir ons opgeteken staan in die Heilige Skrif. Hulle wat hierdie dinge kon gadeslaan, dit kon sien. Die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Hoe aangrypend. En dankie dat dit vir ons neergepen is. En dankie vir die geloof dat ons dit glo. Dat ons dit in die harte bære. Daaraan vashou. Want dit beteken vir ons as gelowiges so baie. Nie net vir môre en oormôre nie, maar ook vir die nou. Vir vandag. Vir die oomblik. Om te weet, ons is meer as oorwinnaars in ons Here Jesus Christus. Ons loof en prys U in sy groote naam. Amen. Geliefdes, gesang 260. Die Here is ons koning. Kom ons sing daar die eerste, tweede en derde vers tot eer van die Here. Stay
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.